Goeiemôre almal. Welkom hierso by Sonder Water. Ons is besig met 'n nuwe video of 'n volgende video. Into the Blue, Twin Series, Mitchell, Berkeley. Ons het almal hierso vandag. Ek kan nie ons vir Dexter uit die koue gekry nie. Lekker jou sy. Ons is so amper bietjie in die middel van die winter, maar dit is lekker koud, maar sover die sonnetjie uitgekom, lekker warm geraak. Ons gaan kyk of ons vir julle 'n paar lekker visse kan kry. Ons het vir Dexter, vanaand ons het Desiree ook op die kamera. Ons het vir Liana van Total Fishing en dan ons vir ou JC. Ons ou seun van die span. Ek het seker gemaak die vrouens kom om my net te beskerm. So is alright. Ja, so op pad hiernatoe was dit lekker koud soos ons gesê het, maar sonnetjie het uitgekom, lekker warm. Ons gaan kyk of ons vir julle 'n paar lekker visse kan vang vandag. Is nie 'n venue wat ons gaan grootvis target spesifiek nie. Hierdie is 'n venue wat ons gaan try tempo en soveel as moontlik vir julle wys. So ja, Dexie, what do you think? Yeah, well, listen, it's nice to be out next to the water as always. New venue for me yet again. I've never fished here, but chatting to the guys and understanding the venue, it's a small pond full of lots of little fish, so it's perfect for the family. If you want to come through for the day, it's not far out of Joburg. Bring your kids. Everyone's going to catch fish. Everyone's going to have fun, and that's what fishing's really about. So hopefully we get stuck into a whole variety of size fish today. But let's see how the day goes. Ja. Ja. Alright, so daai ding het ek gegooi op so 60 meter. Hy's op 'n line clip. Ek het reg langs my kas gestaan en die oomblik as jy daai line clip tref, dan sak jy net halfpad al die pad, nie wel halfpad, nie al die pad nie. Sodat wanneer jy op die stand neersit, het jy so 'n bietjie lyn oor op die katrol. So as jy vis wil hardloop, dan is daar 'n bietjie lyn. Anders ruk jy jou stok van die stand af. That's one. Right, so for my first rod, I am about to bait up on my 8-foot Suprema. It's a small pond, so I'm not worried about distance. I am going to try the slightly closer distance, so I'm going to fish at about 40 meters or so. But to start off, I'm going to start out with the Twin Series Gemmerkat, which is a nice ginger dip. And in my opinion, something that's very underrated and it doesn't get enough airtime. So it is winter, things are cooling down. I do want something that's just got a little bit more of a kick in it, so I'm going to give this ginger dip a good go. It's natural. It's something that works very well in the colder months. I believe I've never tried it myself, so today we're going to do a little bit of product testing. And then on the hooks, I'm going to go with a good old Almond oozing float. Almond is fantastic year round at any body or venue. So if you are new to a venue and you don't know too much, stick with your traditional sort of flavors like almond, as mentioned, the entire year. It is a fantastic flavor, winter, summer,
spring, autumn, doesn't matter. So I'm going to start off with almond just to see what the fish are up to, and then as the day goes, if we get some more, then I'll start changing up. But I'm going to put just one floaty on each hook. These are nice small little soft floats, which is great. A lot of small fish around, so I don't want something that's too big. So I'm literally just going to take one float, pop him on that hook, second hook, just like that. And I'm going to start off just with the 2 floats. And as the day goes, we've got some awesome deergie that JC's made for us, but I'm not going to start off with deergie. Just want to start with the floats, start off small, and then start building up from there. And then with the dip also, so winter time, especially with your stronger dips, you don't need a lot of dip on your bomb. So I'm not going to put too much, don't want to overpower, so literally just a tiny little bit like that, and we're good to go. So let's see what this bad boy is going to get for us. To go. Reg, ek het die sommer nou al vinnig 'n byt gekry. Hy het 'n bietjie vasgehak. Ek weet nie waar aan nie. Hier is ons die volgende enetjie aan. So hy het so vinnig gebyt. Kom ons wys hom vir julle hoe lyk hy. Ek dink nie hy is baie groot nie. Maar nou ja, een is een. Hoe kan jy dit help? That's what first said, there's a dedicated A nice little fishy. Yeah. Very lekker one. Hey dude, yes, yeah, like a urban, huh? Huis toe, kom, huis toe. Ah, say. Get yours, bro, get yours, quickly. There we go. Well done, check, Dex, amper 'n double up. Hier's my visie, Dex gaan nou enetjie vang, hy gaan julle nou wys. Got him. Oh, there we go. As I landed Lappy's fish, my rod took off, and that is the pleasure of fishing here at Zonnewater. There are a lot of fish, so perfect for the family, whether you got little lighties or you're new to fishing, or you're just looking to have a fun day. If you're an experienced angler and you're looking to catch a good number of fish, and we've just baited up, and both Lappies and I are 5 minutes later and we are fish on. So I think today's going to be fantastic. But let's get this guy in the net and we're going to carry on. Oh, there's a lekker fish. How's that, bro? Yeah. 2 fish in a row, 2 different species. There we go, bro. Gangster. Yes. Just want to say, in the winter months, catching bream, that's amazing. It is, bro. Let's put him in here. Thanks. Double up, bro. What do you think about that? That is epic. One nice little carp. Awesome size bream. What an awesome bycatch. I mean, obviously, you know, winter time is not the time of year to catch bream, but they do still feed. And yeah, this is actually a beautiful, fat little Mozambican tilapia. You can see you got that beautiful red in his fins. And yeah, they feisty little guys put up an awesome fight on that 8-foot Supremo of mine. So I'm super chuffed. How happy were we when we saw that? We're like, what? Can't believe it. But lekker, man. Man, this is an awesome way to start the day. Cool. Lekker double up, 2 fantastic fish, and I think the day's just gonna get better from here. It's gonna get busy, man. We're gonna lose some weight today. Yeah, exactly, man. By putting some weight. That's the results from fantastic Twin Series products. So we're gonna carry on with our combos, and hopefully we can get some more of these fish in the mats. I do think we're
gonna get some more carp. But it will be nice to get 1 or 2 more bream. As you can see there, guys, I just want to reiterate, very important to have an unhooking mat. We are very big on catch and release, so when the fish do tend to jump around in that, they've got something soft to land on. We're not going to damage them, and it's just going to preserve our species for the years to come. But I think let's get these fish back and let's get another bait in the water. Let's catch. This one's Oma, that one's brother. Lekker. There we go. Hi. Yes, laps. That was awesome. Very lekker. Okay, so on my slightly longer rod, gonna start off this morning with the good old DNA, firm favorite of mine. A fantastic dip for winter time, packed with garlic and coconut scent, which is brilliant for that slightly colder water. Definitely seems to get the fish going. So we'll get that on the bomb. And then for the floaties, I'm going with a hard float. I just want something that's a little bit more buoyant in the water. Being my first time, I'm not too sure what is on the bottom, if it's a hard bottom, a soft bottom. So I'm gonna play around and the fish are gonna tell us. So this is a nice bun spice flavor, which is also something I thoroughly enjoy fishing when it's slightly colder. And then just to keep it simple, I'm starting off with 1 float on each hook. And these are the smaller floats. Wintertime, sometimes the bigger baits, they don't tend to work, especially at a small venue like this where there's a lot of small fish. We obviously are here to catch fish, so if you do find yourself at a venue that's got lots of small fish, you can put a larger float on. Sometimes that gets you the bigger bite. I'll give that a go a little bit later today, just to see if it is going to work. But we want a couple fish on the mat, so we're going to start off and literally keeping it simple, 1 float per hook. And then with the DNA, also a nice very strong dip, so I don't want to put too much just yet. Always start off less before you put more. So, and that's what we're gonna do. And we are on. And that's literally how quick it is. I've just cast out my short rod. I set up my big rod just before. Literally just put my little rod down and we're on to our second fish for the day. This is gonna be a fantastic day today. Oh man, this is fantastic. You know, to be out next to the water catching fish, it's just something that warms the entire body. You know, it speaks to the soul, and that's why we do it. Something. Dex, talking about all that tranquility and all that funny words you always. This one's gonna go again. You always now. say. I think you just missed me. That's what I legitimately. So I haven't been here for a while, so yeah. Let's put the oak in the net. Let's show them what they look like. What? Net with this cup. Cups. Dexy, my boy. Hey. There we go. Nice fat guy. Yeah. Not even 10 minutes later and I'm back on this mat with another beautiful little carp. So on this setup I had that DNA dip on the bomb, and yeah, absolute favorite of mine. It's been
producing so well for me through the entire year. It's just something I can't resist putting on the bomb, and well, proof's in the pudding. These guys love the DNA as well, so I'm going to stick with that combo and hopefully get a couple more, maybe 1 or 2 bigger. That DNA definitely has some big fish juju in it, so hopefully that's what's going to deliver for us today. But what a pleasure. These are little fish, a great little venue to come with light tackle and have some good fun with these carp. You know, on your 12-foot heavier setups, you don't get much of a fight from these small guys, so this is actually a perfect venue for my style of fishing, because I really love that light tackle fishing. So little 8s, 9s, 10s, all your light tackle, light line, small hooks, that's what's gonna be the trick for today, and it's gonna be an absolute blast. So let's get this little guy back in the water and get some more. And off she goes. Yes. Just check if dat ek daar's kry. Ja. How's hy? Tweede keer vir die oggend. Dis my derde byt, maar as die tweede enetjie nou, as die ander het mos bietjie vasgehak. Anyway, hierdie enetjie is op pad uit. Die vis is nie in die dam, omdat hulle so gereeld gevang word, is nie rarig sulke groot fighters nie. En is ook in die winter, die visse is maar bietjie lethargic. Hulle is nie baie lus vir die fight nie. Maar ons kan visies vang in plaas van om die kantoor te sit. Hoekom dan nou nie? Come on, homeboy. Get the net, ek sê. I don't get to say that often to you. Say, Dixie. Guess he swam in there like he wants to be there, eh? Haai, my tweede visie vir die oggend wat in die net is. Baie lekker gewees. Hierdie ouetjie het gebyt op baie banana of sagte floaties van ons. Op die bolle het ek Turbo Pine en senties gesit. Senties baie min. Maar ons almal weet senties is baie sterk dippie. So ek het net so 'n druppeltjie bygesit, maar soos die tweede byt op daai ouetjie, hy werk baie goed. Ons sit hom terug. Vang ons hom weer môre. Sommige net terwyl ek besig was met die ander visie, by die ander stokkie ook, ek het hom reg teen die oorkant gegooi. Hy het so 'n bietjie Bass V2 gehad. En ek dink dis hoekom hy so vinnig gebyt het. Bass V2 vir die wen. Daai Okay, so daai het ek mos in die oorkant gegooi soos ek julle gesê het. Hy het bietjie nader gekom, weer in dieselfde vashak van vanmôre. So ek neem aan ek kan nie meer so daai kant gooi nie. Elke keer gaan ek vashak, maar wat ek gedoen het, ek het net die spoel oopgemaak, dat die lyn net lekker slek lê. Kyk of hy hom kan uitswem. Baie kere swem hom net daar uit. Party kere. Kom ons hoop ons kry hom uit. Daar's hy. Een van my gunsteling combos vir die winter is banana split, die bulldip, 'n lekker sterk piesang en hier by Sonnewater is se vrugte altyd 'n goeie ding. En ek like net om dit te kombineer bietjie met perreby waar daai sterk cinnamon bun spice en naltjie is. Natuurlik daai naltjie wat 'n naltjie olie is. En ek's baie lief vir 'n olie tipe dip as ek dit so kan stel die winter. Die eenvoudige rede is dit met die water wat bietjie kouer is, daai olies is net bietjie meer gekonsentreerd en dit release net baie stadiger in die winter. So al jou olie dips, soos jou DNA, jou Stadtefords, Gumtree, is verseker ietsie wat jy kan kyk om in die winter mee te hengel. En dan onder sit ek net 'n Gumtree soft float, daai spierwit float. Weer eens, Gumtree is altyd 'n wenner in die winter, eintlik reg deur die jaar. As jy mooi onthou laas jaar daar in die Valrivier, daai mooi geelvis wat ek met Gumtree gevang het, en dan bo sit ek net 'n rooi Vampire soft float. Iets uniek aan Twin Series. Ons baie Vampire floats daar uit op die mark, maar ek weet vir 'n feit dat die rooi een slegs in die Twin Series bottel kom.
Okay? Voel jy daai? Kyk dan. Kyk dan katrol jy, dan sak jy hom weer. Voel jy katrol die slak uit. Okay? Kyk katrol vinnig, soos wat jy sak hou, katrol jy op. Okay. Okay. Soos wat jy hom sak hou, aan katrol. Okay. Want jy katrol die slak uit, okay? Okay? Kan stadig? Okay, en dan krop. Voel jy dit? This is so exciting. Okay, stadig. Okay, dan trek jy hom weer. Voel jy dan totdat jy, maar as jy trek, moet nie katrol nie. Net as ons die stok sak, kan katrol jy vinnig of. Ons het Liana hierso van Total Fishing se eerste vis aan. Kyk, onthou lappies hulle is ver voor ons, so jy moet seker maak ons vang hierdie vis. Ek sal. Al wat ek gedoen het, ek het gesien hulle gooi die stokker daar aan die oorkant. En ek het net 'n sagte vampire float tweetjies van hulle bo gehak. En onder het ek die Gumtree sagte float gehad. En dan natuurlik banana split tik opgesit, so 'n klein strippie perre by, bietjie vir daai sterker gee vir die koue water. Kom ons maak seker, agter ons kom ook in die jas, maar onthou lappies hulle gaan ons nou verbyvat. It's fine, game on. Gaan net gou die net kry. Sy, op totalfishing.co.za, al die goed wat ons hier gebruik het, is daar so. En hierdie vis voel massive. Aan daai kant. Ons sien jy Neville, dis wat 'n goeie baas doen. Yes, of course. Ja, ek is nou nogals. Hier is nou my eerste groot As hy wil visie. lyn vat, hou net die stok vas, laat hy lyn vat. Maar jy gaan voel, hy sien net of, soos wat hy die stok trek. Okay? Okay. Dan moet op. Katrol. Okay. Voel jy daai? Soos wat jy, as jy die stok sak, dan katrol jy net die slek op. Dit is super exciting. Well done! Yay! Kom hier so, well done. Oh, yes. Ons gaan lyk vir die mense. Hy Liana se eerste visie. Dink haar senuweevlakke het bietjie hoog geloop daarso. Maar op die einde van die dag het sy die visie op die kant gekry en sy het geniet en daai glimlag daar is al waaroor dit gaan. Al wat ons gedoen het, ek het gesien lappies hulle gooi daai stok aan die oorkant teen aan die wal. Ek het onder 'n Gumtree oozer opgesit. Bo 2 vampires net sodat ek die asie bietjie lig. Want ek die bekende perre by en die banana split bulldip opgesit. En dit gee 'n glimlag en nog 'n karpie. Al hierdie produkte Liana, neem ek aan, is beskikbaar daar by julle. Yes, dit is. Ek is besig om al mooi te wys so al julle raad en al die raad wat Neville vir haar gee. Gaan Total Fishing toe, gaan vra vir haar presies wat ons gedoen het want sy gaan vir julle mooi kan antwoord. En ek wil net sê, Neville, jy's 'n goeie baas. Kyk hy smile. Get actually a call. Sy. Die derde netjie wat dalk wil net toe kom. Kom ons sit hom maar op die sak wys ons vir julle. Hier's weer eens daai pisangflouties saam met die Turbo Pine en die senties. Hulle like hom. Hierdie stokkies lê so 5 tot 7 minutes. Ek sal nou vir julle ietsie wys om te kyk of kan ons daai tempo bietjie vinniger maak. Kom ons kyk of ons dit op die kant kan kry. Wys ons vir julle. Hy's toe. Alright, daar's die derde enetjie. Baie lekker visie gewees, bietjie kleiner. Dis hoekom ons hierdie netjies, hierdie sakkies so het of hierdie karp van hooking mat, sodat hulle nie kan seer kry as hulle val nie. Dis een ding wat ons regtig vir ons belangrik is by die dam. Veral wanneer Twin Series involved is om na die vis te kyk. Julle sal nie sukkel om ons ouens by die water te kry sonder 'n hooking mat. Dis spesifiek hoekom ons dit gekry het vir hierdie storie. Hierdie ouetjie het gebyt aan daai pisangflouties, Turbo Pine, senties, lekker pink sweets saam met 'n pineappel. Loop hy mooi oop hierdie visie. Pragtige visietjie. Ek sien nou JC, hy's besig om agter te raak daar. Hy en Liana speel lekker daarso op die een kant, maar ek dink die eintlike probleem op daai kant is ou JC. Liana kom mooi reg, JC sukkel so bietjie. Sit hierdie ouetjie mooi vir julle terug. Kom vang hom hier so by sonnewater. Cheers. Vorige een het ons verloor. Derde byt.
So ek sê, JC begin stadig, maar omdat ek daarom 'n vrou saamgebring het wat my cover, kan hulle my nie te veel nonsens gee nie, soos het ons derde byt. So hulle het nie gesê hoeveel vis moet op die kant wees nie, hulle het net gesê die byt is. Ons is op dan dieselfde level as wat Lappies nou is. Yes. Maar wat hy nie weet nie, is daar is nie nog banana split en nog perre by in daai kas nie, maar dit is nog maar sy probleem. Soos julle kan sien, ek het vir Liana al 'n bietjie gewys. Dit is nie altyd nodig om net aanhou te katrol nie. Baie keer wat dan gebeur is jy trek die hoek uit en dan verloor jy die vis. Op die einde van die dag is almal vir die fight geniet. Dis waar die vis van gaan. So soos julle nou kan sien, hierdie MX3 se drag is lekker mooi gestel. Al wat sy doen, sy trek jy galig. En soos julle sien, saks uit die stok is soos wat sy die slek net uit katrol. So sy geniet die fight. Sy is aan hier met die slingshot. Yes. En wat die slingshot ook baie nice maak, so sy punt is ongelooflik sag. So sy wat nie aanhou katrol en net die vis mooi speel, baie sagte punt help net dat sy nie vinnig 'n hoekpoel kan kry nie. Ons konsentreer, dan kry ons hierdie enetjie in die net. Yes. Wat klei, staan stil hier so langs my. As jy wil lyn vat kan hy onthou die. So straight. Net op dan bring hom vir my na die net toe. Kom staan nie langs. Okay. Wat? Hey. Asling, well done. Ja? Wat? Klein. Ek wil maar net sê, dit lyk of my klaar na die groter een as wat sy gevang het vroeër vanoggend. En ek dink hy emmer water is sterk op pad hiernatoe. Nee. Vat hom hierso, dan sit ons hom aan die kry dop. Okay. Alre. Ja. Daai nommer 1 hoekie sit solid daar in die onderlip. Hy sou nêrens heen gegaan het nie. Maar okay, Lappies, rustig daar. Ek wil net gou vinnig vir julle wys. Daar's die sagte gumtree float is nog op die hoek. En dit wat ek like om dit te sien is hy's lekker taai. So ek weet ek kan my aas vir 'n rukkie kan ek in die water los. Veral in die winter waar die aasie bietjie langer lê. Dit was nou regtig vinnig. Ek het by die tweede stokkie weer ingegooi nadat ek daai visie gevang het. Dexter speel daar agter, ek weet nie wat maak hy nie. Volgende oomblik al twee stokke vas, deel ek een uit vir Desiree. Hier's ek aan, Desiree is aan, JC is uit aan. Dis crazy. Rarig. Ja, kom sonder water toe, kry vir jou Twin Series produkte, kom vang hulle. Dis lekker. Julle, ja, soos Lappies nou net vir julle vertel het, as hy roep vir Dexter is ergens en hy hoor hom nie. So ek was die naaste gewees, ek het maar kom help en nou is ek ook aan. Nou is ons maar hierdie vis uit. Daar's ons Lappie, daar's ons JC, hy help daai kant en sy het nou net al visie laat gaan. So dis redelik rof en aan die gang hier so julle. Ja, nou 2 nets. Double hand machine. Wow, hy's toe een. Ja. Leg die stok se punt op. Hy's toe nommer 2. Lekker. That is how you net. Lekker dis. Thank you. Hey. Mooi man. Kyk nou net hier. Nou toe Liani verby my hardloop met haar visie. Kyk hier Lappies, kyk hier, wat gaan hier aan? Dan ons vang 3 van hulle triple up. Dit was amazing, dit was baie lekker. Nee? Wat dink julle daarvan? Ja nee, dit Ja. was insane. Yes. Baie lekker. Ek moet 2 stokke vat, Dexter speel so 'n bietjie rond, Desiree kry 'n beurt. Ons al die visies daarso. Kyk dit hoe mooi is hulle. Kry vir Twin Series, nou vir die blou. Mooi en daai sakkie. Gaan hulle, huis toe. Die nuwe Turbo Pine float van ons. Dis 'n sagte float. Maar joh, ek sal dit sommer eet, dit ruik regtig. Ek sal dit op my pizza gooi, so lekker pineappel is dit. Lekker Hawaiian pizza met bacon. Kyk ek wonder hoe sal dit proe, maar okay, kom ons los dit maar net daar. So ek vat daai pineapple Turbo Pine float. Kom op die boonstoeltjie. Dan vat ek die Senties float, lekker sterk mask. En hy helder pink.
Soos julle daar kan sien, sizes van die floats verskil ek bietjie. So ek sit bo 'n bietjie 'n groter een aan, dan weet ek hy staan mooi uit en hy lig mooi op. En onder 'n bietjie kleiner een. En dan al wat ek doen, ek sit nie baie groot bol op nie. Omdat hierdie 8 voet is. Maar daar is meer as genoeg om vir ons buite te kry. Ek sit dit op. Maak dit seker, ek sit hom mooi aerodynamies op voor ek weer bolle afgooi. Net soos daai. Dan vat ek kwas, soos julle kan sien, die mannetjie hy is baie dik. So wat ek doen, ek vat my pinkie. So baie sterk spirit soos julle daar kan sien. Ek smeer hom letterlik soos 'n paste as ek dit so kan stel. Smeer ek op die bol, soos julle daar kan sien. Daai ouetjie het net 'n bietjie gemors, ek vat net daai. En dan los ek hom laat hy bietjie droog raak, laat hy binne in die bol intrek en dan soos hy die bol oplos, dan release hy uit. Met my hande afvee. Julle gaan sien hy begin so kirk droog raak. Hy raak amper so 'n ligte oranje. En dan vat ek Hugo en kwas is 'n baie goeie kombinasie vir die winter reg rondom. Oor die algemeen sonderlik het eintlik die groter vis ook uit. So is iets wat julle gerus 'n go kan gee. En ek sit nie baie van hom nie, is regtig 'n sterk mask en dan al wat ek doen, ek smeer die twee daar. Ek los hom vir so 'n minuut, dan raai die twee net droog raak en saam meng en dan kry ons hom uit. Ons het vir Liana weer aan, maar hierdie keer met 'n ander stokkie. Ons het vir haar die Avocas 4000 opgesit vir die 8 voet Suprema kop. Lekker ligte gery stokkie. Perfek vir daai bietjie korter hengel en ook sy wat die vrou is nou niks lelik daarmee gesê nie, maar dit is bietjie ligter, dit is 'n lekker ligte setup, so dit maak vir haar om die vis te speel net soveel makliker. Baie. So as jy die moet nou vergelyk met soos byvoorbeeld die slingshot, wat behalwe vir die lekker, wat's ligter vir jou, wat geniet jy meer? Hierdie enetjie is voel ek baie meer en hy is ligter om te hanteer vir my met, hoe kan ek sê, 'n beginner. Yes. Is hy baie Gaan net lekker. daai kant toe. Yes, nee, ek sien hom. Ek gaan try hierdie kant. Ja, so dis nie altyd nodig vir al hierso wat ons is. Dis nie nodig om 'n 13 voet stok te hê. Ek het vir 'n ligte setup gegee want op die einde van die dag maak dit vir haar makliker en daai lyk vir my asof jy 'n kurper daaraan het. Jy het 'n baie mooi kurper daaraan. Yay! En ja, dis tog waaroor dit gaan. Dit maak die fight enjoyable en dit maak dit vir haar makliker om 'n vis te vang. Ons kry hom in die net. Yay! Ek wil net sê, ek gaan nie weer vir jou stok gooi nie. Ek het bitter lank se kurper gevang, maar wel dan. Thank you. En sien julle, my eerste kurper. Hy lyk super cute. So wat het ons gebruik? Alright, so ons het net, hierdie was soos ek vir julle gesê het, die kort stok hier is Supreme 8 voet met die 4000 Avocas. En al wat ek opgesit het, ook 'n lekker winterkombo. As ek het lekker kwas gevat, bietjie op die bol gesmeer, want hy is lekker dik. Ek het hom laat droog word. Ek sal nou vir julle wys. Van bietjie Hugo en dan het ek 'n Senti sagte float gevat. En dan hierdie mannetjie het die boonste hoek opgetel waar die nuwe Turbo Point sagte float is. So ja, kom ons kry hom in. Wel dan Liana en ons vang nog een. Yes. Kyk julle, ek moet ook myself 'n bietjie jammer kry. So ek Liana nou weggejaag. Maar net vir hierdie enetjie dat ek ook daarom voel om 'n visie te vang. Maar ek moet vir julle sê daai banana split. Liana, kom help. Okay julle, sien julle. Dis goeie sportman gees, kyk nê. Moet nie banana split en perre by dam toe bring na sonnewater toe nie. En moet nie kwas en Hugo bring nie. Kry jouself 'n bietjie jammer te vat jy 'n fight en toe wat doen Liana? Vang sy in anyway sonder Sien jou. julle, dis wat boelies doen. Al wat ek sê is as julle wil vis vang,
en jy wil baie vang, bring bananasplit, bring perre by vir die een combo en bring vir hulle Hugo en Kwas. Bring vir julle daai nuwe Turbo Point sagte float. As julle wil sukkel, bring dit voer. Want glo julle sal daarom iets vang, maar as julle nou wil baie vang en julle wil hê dit moet gebeur, kry net weer Twin Series. Julle sê nou so goed, sy kort my nie eers meer nie, alright. As jy vang. Ja. Ik was bezig om probitas te eten. Maar toe maar. Zal nou verder eten. As jy eer aan die vis wat so, hoop jy het genoeg kos gebring. Oké. Okay, sal net 'n stuk op, tel hom op. Oké. Stadig, bring vir my die net. Alright. Dan. Skep ek die lyn nog. Okay, vat jy om daar sy, dan vat ons daai en. Kyk nou, nie die grootste vis nie, maar ek moet sê twee baie mooi visies. Baie mooi gesond en hierdie een van my wat 'n baie mooi ghostie is, baie lanklaas swennetjie gevang. Kyk, dit is winter, dit is koud in die oggende, maar ek moet vir julle sê, dit beteken nie jy moet by die huis bly nie. Kom net bietjie later dam toe. Hier's ek sonder 'n baadjie by die dam. Ek meen, geniet dit saam Liana, geniet dit saam Lappies, saam Dexter hulle almal. Ek moet vir julle sê, daai bananasplit, die bulldip, saam met die perrestreepie perrewei en die Gumtree soft float saam met die Vampire Red soft float het vir my regtig begin baie mooi deurkom, alhoewel Liana al die visse vang, maar dis ook alright. En dan die ander combo wat ek nou bietjie meer begin speel het wat ook deurkom is nog altyd 'n winterwenner is die Hugo saam met die Kwas en hy kom ook baie mooi deur. So kom ons kry hierdie twee terug. Gaan vang nog. Ek dink ek moet Liana net bietjie een kant hou laat ek ook bietjie traai vis vang. Maar kom ons kry hierdie twee terug laat ek hulle veilig kan terugkry en nog 'n visie vang. Cheers. Yeah. Okay. Cheers, well done. Thanks. Haas hy, so terwyl ons Oceaan sit, wat ek wel gesê het, dis nie meer of 'n week, nee. Maar check hier after die bank, hier's baie mense. Net sê jy, daar's altyd goeie vis om te vang, as daar so baie mense is, die vis is byt lekker. Kom ek wys julle gou vinnig as ons daai Oceaan. Alright, so wat ek hier doen is, elke hoekie, stinkvoete floutie daar, stinkvoet floutie daar, en dan Alexander Bass V2 en so, ek gelyk daai Aussie pragtig. Oh, that one needs so lekker. Actually, it's a bit too late now. Alright, nog 'n visie aan. So wat ek daar gedoen het is ons het so rukkie van 'n lull gehad. Het ek net 'n spom aangesit. 2 spoms op daai kol gegooi van vorige keer die hengel, baie kere die tweede spom wat jy gooi, vis kom weer terug na daai geraas toe want jy weet daar kom kos. En ek dink hierdie spom neergesit dit was soos 30 sekondes toe die eerste byt weer daar. So ja, hierdie is nou weer stinkvoete floutie saam met 'n Bass V2 en Black Thunder op die bol. Ja, nou kom lekker by mekaar. Ek het my kos 'n bietjie nader geskuif. Elke keer as ek te ver gegooi dan ek 'n bietjie vasgehak aan die oorkant, maar daai byt het vinnig gekom nou, maar ek kan nie heeltyd sukkel met vashak nie. So ja, skuif ek my kol bietjie nader, bring die vis na my toe. Sit loop hier net, julle kan sien. Haas hy.
So just a little bit of advice when it comes to netting. As you saw there, I don't have the net out the water and I'm waiting for the fish. When the fish is close by, what I end up doing is I just put the net in the water, and then Lapis has got that full control, and he just basically swims the fish into the net. Once it's in the net, then I just lift it. I'm not here stabbing at the water trying to scoop the fish, because that's when things go wrong. You can either bump the line, which is going to cause a hook pull, or there's a multitude of things that can go wrong. So very important when you are netting, just be patient. Let the angler do his job. He's watching, he's got control on his drag, and you know, sometimes especially the bigger fish, when they do come closer and they see the net, they see the bank, they tend to take one last little run just to kind of get away. And if you're trying to scoop the fish, you are going to end up losing that fish. So just be patient, let the angler swim the fish into the net. Once he's in the net, you just lift it, and life is great. You will ensure that you land that fish every single time. Nou sê, ek het net vir JC gehoor, also sê hy dink dit is 11 uur. So ja, ek dink ons het nou al 'n hele lont van hulle gevang. Is rarig die visse in hierdie dammetjie is. Hulle is honger. So ja, bring jou Twin Series produkte. Kom vang vir jou 'n paar lekker karpies hier by sonder water. Nou sê, sit hom terug, kom vang hom. Ek stop weer terug, kom vang jy hom. Hier is hy. Gaan hy. Huis toe, papi. Loop roep jou ma. As hy soos julle hier agter my kan sien, ek bou stroppe, sit aas aan. Liana het 'n lekker tyd. Banana split. Parabay. En op hierdie enetjie sit ek rooi vampire floutie, en daai was die Kwas en die Hugo. Kyk, Liana wil net gou vir Lappies iets sê, want ongelukkig feite is feite, so ja. Lappies, ons is besig met 'n wen. So jy moet maar jou game up, hè? Ja, ek dink hulle gaan spyt wees dat hulle dames saam my gelos het, as 'n voorhand wat 'n mens altyd het. Hulle sê mos dames het daai sagte hand. Nou, soos julle kan sien daar agter, sy het definitief daai sagte hand om die vis te kry. So, naby moet ek net gaan kry. Jy kan. Die vis kom al hoe nader. So, ons kan hom al sien. Kan nie wag om hom te land nie. En ja, kom ons kyk wat kry ons hier uit. Ek kan 'n bietjie losmaak vir voor. Okay. Alright. Hy kwad hierheen. Go. Net hier. Wat 'n mooi enetjie. Wel dan, Liana. Thanks. Exciting. Ek net gou vir julle daar wys. Ongelukkig het die vis nou die hoek afgespring daarso. Maar daai was die boonste hoekie gewees. En dit is wat ek is my goed om dit te sien. Die rede daarvoor is omdat dit winter is, dat die stokke lê partykeer bietjie langer. Terwyl ons die vis gespeel het, was daar baie beweging in die water en daai floutie het aangebly. So daai flout is lekker taai, lekker goed gegeur. So ek weet as ek 'n stok 'n uur moet lê, laat los in die winter, weet ek wel ons genoeg opwees. Kom ons kry hom gou en wys hom vir die mense. Yes. Show off. Wel, mense, okay. Hier's regtig. Okay, wag, ek het nog wat die vis hierso. Okay. Got it. Hugo Kwas, banana split Parabay. Kyk, Lappies, hulle het groot gepraat vanoggend. Julle het gesien ek het nou net daai stok gegooi terwyl Liana daai gespeel het. Kry daai produkte by Total Fishing. Kom sonnewater toe, bring jou kinders, bring jou vrou, bring jou familie en kom geniet dit langs die dam. Kom ons kry hierdie een uit. Under 'n minuut. Die naai bol is nog op. Hierdie een het onder 'n minuut gelê en is regtig 'n baie mooi kurper. Actually super excited. Ek voel al weer soos 'n kind want ek het bitter lanklaas een gevang.
Daar's hy. Dankie Des. Ek waardeer dit. Sien. Banana split en parabei. As hy eerste visie wat ons geweeg het, 1.12 en hierdie enetjie is op 'n Yugo dip met kwas en dan Senti soft float. Wat het jy gebruik? Alright. Ek het nog steeds as ek op daai banana split en die parabei met die vampire sagte rooi float en ek moet sê dis nie die grootste vis teenoor daai nie, maar dit is 'n super mooi vis. Ek het bitter lanklaas kirpers gevang. En ek moet sê as daai mannetjie my nou nie wil steekie, maar kyk hoe mooi is sy klere en hy's regtig vet. En hierdie gaan 'n baie mooi vis raak met daai mooi rubberlippe. So kom ons kry hom terug. Geef hulle nog bietjie banana split en geef hulle nog bietjie soft floats en wys gou vir lappies hoe dit werk om 'n vis vas te hou. Yeah. Vang, ons stuur hom na sy huis toe. Gaan roep jou oupa.